Praise die Here. God's a good God. Lyk my is net so 'n paar wat dit glo. Gaan dit maar weer try. Ek sê God's a good God. Ek sê dit klink beter. Prys die naam van die Here. Ek wil vanmôre met u saam lees soos wat die Here op my hart gelê het. Maar ek dink voordat ek by die woord kom, wil ek net tot inleiding daarmee praat met iemand vanmôre. En ons gaan Psalm 91 lees en ons gaan die hele Psalm lees tot by vers 16 en ek doen dit in opdrag en in leiding van die Heilige Gees. Ek weet dit is 'n baie bekende ding maar dit is nog steeds die woord van God en ek weet dat die Here wil vanmôre uit hierdie gedeelte uit met iemand praat en terwyl ek vanmôre voorberei, toe ervaar ek regtig dat die Here vanmôre met iemand of persone wil praat wat deur 'n baie moeilike tyd gaan. Nou, ek weet dit is nou, ja, maar almal gaan deur 'n moeilike tyd. Ek weet dit, maar ek ervaar dat die Here vanmôre spesifiek gaan openbaar met wie hy praat en dan praat hy met ons almal, myself ingesluit. Want daar is 'n geweldige aanslag van die vyand in hierdie afgelope tyd. Vyand val altyd aan, weet dit. Vyand is altyd aan die werk, maar God ook. So God is ook altyd aan die werk. Ons gee nie aan die vyand eer vanmôre nie, ek wil nie aan die vyand oplig nie, maar die realiteit is dat die vyand baie keer reg kry dat ek en jy op 'n plek is waar dit vir my voel, Here, hoor u my. Here, sien u my. Waar ek emosioneel myself in donkerheid bevind en dit voel asof dit net, soos die Afrikaanse woord sê, die strop net nouer getrek word. Dit voel of dit net meer intens word. Dit voel baie keer of ek geïsoleer is van mense. En ek weet nie van u nie, as jy in 'n plek kom baie keer waar jy eensaam voel tussen mense. Dit is daai plek waar die vyand ons baie keer kry, waar hy jou laat voel dat jy's alleen. Jy gaan deur goed en niemand verstaan waardeur jy gaan nie. Jy gaan deur situasies en jy kan met niemand daaroor praat nie. En ons het nie vrymoedigheid met om iemand daaroor te praat en daarom kan ons nie vir mekaar vra bid vir my en goeders nie. En ek glo regtig waar die duiwel het reg gekry dat die sorg van die liggaam nie meer daar is soos wat dit daar moet wees nie. Want daar's 'n verantwoordelikheid van die liggaam wat God in plek gestel het. Hy sê as die een deel ly, dan ly die hele liggaam. Daar's 'n verantwoordelikheid waar hy sê dra mekaar se laste. Daar's 'n verantwoordelikheid en dit is nie dat ons die mens moet vertrou nie. God sê vertrou geen mens nie. Laat elke mens leenagtig wees, maar God waaragtig. So ons sit nie ons vertroue in die mens nie, maar ek sit my vertroue in die stelsel wat God in plek gesit het, dat die liggaam vir mekaar moet bid, dat die liggaam vir mekaar moet omgee, dat as die een swaar kry, kry die hele liggaam swaar. Maar ergens langs die pad het ons vrymoedigheid verloor, omdat die vyand ergens toegang gekry het om tweedrag te bring, om verwarring te bring, om seerkry te bring, sit ons elkeen, ons kom worship saam en ons is lief, maar die meeste van ons sit op ons eie plekkie, met ons eie storm, en ons fight ons eie battles, en tot op 'n plek waar alles miskien uit mekaar uitval, dan sal ons nou dalk die pastoor bel of iemand bel en sê, hoor, maar dan is dit al herstelwerk wat moes plaasgevind het, waar mens die werk van die vyand kon gekeer het, wanneer daar eenheid is in die liggaam. Maar die realiteit is dat baie van ons sit vanmôre in hierdie plek. Ons ken mekaar, meeste van ons ken mekaar, baie ken ons mekaar net van sien, maar nie een van ons het 'n idee wat in die ander se lewe aangaan. Net so ek het nie 'n idee wat in die meeste van julle lewe, nie dat ou moet weet nie, nie dat ons wil nuuskierig wees nie, want party mense is ons nuuskierig, ons praat nie van nuuskierig wees nie. Maar ons loop met seer, ons loop met aanslag, ons loop met storms, en dan kom die vyand, en dit voel of duisternis jou toevou.
Dit voel of jy bid en jy kry nie 'n deurbraak nie. Dit voel baie keer dat jy sê, Here, hoor U my ooit. Ek weet nie, is jy iemand wat al so voel, wat voel nie, Here, ek sit 'n smile op, maar eintlik jok my smile. Eintlik, smile ek buite, maar binne smile ek nie. Eintlik binne gaan dit nie met my so lekker as wat ek wil voorgee. Dit gaan nie. En ons gaan maar net aan, want ons is mos sterk. Ja, en ons vertrou die Here en ons bid, maar daar kom tye wanneer God van die begin af wou gehad het dat die liggaam in die eenheid moes saam beweeg, en waar die gees van God, die woord, my pa het so eendag so mooi beskryf, die woord van die Here sê dat ons is die liggaam van Jesus Christus, en Jesus is die hoof van die liggaam. Met ander woorde, my hele liggaam word beheer deur my brein, deur die hoof. So die hoof is die een wat die liggaam sê, gaan hiernatoe, gaan doen, tel jou hand op, sak jou hand en alles. Maar daar is 'n senuweestelsel in die liggaam, wat die funksies of die messages stuur van die brein af na die res van die liggaam toe. Hy is ook die een as die hand seer kry, stuur hy die boodskap deur na die brein toe, luister, die hand is besig om te brand, ruk hom weg. En dan stuur hy daai boodskap. Die Heilige Gees, met alle groot respek, is die senuweestelsel tussen die liggaam en die hoof. Besef u dit vanmôre? Dat die Gees van die Here, maar wanneer die hand sê die woord van die Here, kan nie vir die res van die liggaam sê, ek het jou nie nodig nie. Maar die vyand het reg gekry dat ons elkeen 'n battle fight op ons eie, en hier en daar vra ons gebed. Maar ek ervaar dat die Here is besig om herstel te bring in die liggaam. Reg oor hierdie wêreld kan ek sien dat die Here is besig om die liggaam, die funksie van die liggaam te herstel, want jy kan nie die krag van God keer en die oorspronklike plan van God kanselleer nie. Maar die realiteit is, baie van ons sit en ons het seer gekry in die kerk. Ek het seer gekry deur Christene. Ek het ergens seer gekry en ek het die vrymoedigheid om met iemand te praat en jy fight your battle, en in dit kan ek vandag weer sê, beland ons in plekke waar ek wonder, Here, het U my lief? Hoe ervaar ek die liefde van U, Here? Die woord van die Here sê dat ons moet mekaar lief hê, soos wat ek Jesus lief het. Weet jy hoekom weet baie mense nie, Jesus het hulle lief nie? Want hulle het nog nie ontmoeting gehad met die liefde van Jesus. Ons het dit gehoor en ons het dit gelees, en ek praat nou nie van die Heilige Gees van God nie, maar my pa het altyd 'n ding gesê, hy sê, moenie vir my sê, jy is lief vir my, maar jy is nooit daar nie. Dit is maklik om te sê, ag, ek bid vir jou. Ons sê gou, WhatsApp, daai gaan nie restaurant, hoor, ons bid vir jou. Daai boodskapie beteken absoluut niks. Maar wanneer jy opdaag in iemand se lewe en sê die Here het my gestuur, ek moet saam met jou kom bid. Of wanneer ek vra, vanmôre te stap ook voor hierdie diens daar in die bidkamer en ek sê vir die almal wat daar is, ek sê ek wil hier ons vanoggend vir my bid. Ek vra nie sommer vir gebed nie, maar vanoggend het ek gebed nodig. Bid asseblief vir my. Die Here weet waar jy sien, ons hoef nie altyd die detail te ken. Hoef nie altyd van te vertel wat is die juicygheid nie. Maar ek kan vir iemand sê, bid vir my. En ek wil vanmôre vir jou sê, omdat daar 'n gebrek is in die kerk, waar ons nie meer vir mekaar bid, en waar ons ook nie meer tyd maak om te luister na die Heilige Gees van God. Ek onthou as 'n jong seun, waar ek in Pinkster groot gemaak het, hoe mense opgedag het, en hoe die Here ook my pa gestuur het, en dan maak die Here hulle wakker in die middel van die nag, en sê, gaan nou klim in jou kar, en ry na daai persoon toe, en gaan bid vir hulle, of
Kom, daar was nie WhatsApps en goed in daai tyd gewees nie. Daar kon nie nog 'n voice note gesê het nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, iemand in jou lewe het God nodig en hy het nie 'n WhatsApp nodig om te sê God is daar nie. Somebody needs the power of the Holy Spirit. En ek wil vanmôre vir jou sê dat die Here wil vanmôre weer herstel bring in die liggaam, maar as gevolg van die gebrek wat daar is, sit die mense vanmôre en hulle weet nie, Here sien U my raak nie. Maar wanneer iemand kom en hulle jou 'n drukkie kom gee, jy sê Here is lief vir jou. As iemand kom en hulle sê ek wil vir jou 'n woord gee, as iemand kom en sê ek wil vir jou 'n bemoediging gee, ja, ek verpes hierdie aanstuur forward boodskapietjies. Jy stuur dit vir 10 mensies, sê net hulle die Here is lief vir jou. Ek haat boodskapies en goeiemôre prentjies en hoekom, want dit is net geforward. Maar weet jy wat waardeer ek? Goeiemôre pastoor. Ek het vanmôre hierdie skrif gekry en ek wil dit graag met jou deel. Wat is dit? Dit is persoonlik. Praat nou nie vanmôre oor my nie. Want baie van ons sit vanmôre in hierdie plek en ons is eensaam in die liggaam. En dit hoort nie so nie. Maar ek ervaar vanmôre dat God sê, ten spyte van die gebrek wat daar miskien mag wees, gaan ek vanmôre weer mense begin optel. En hierdie dag gaan ek weer mense begin optel, want ek is nog steeds die hoof van die liggaam. Ek is nog steeds die hoof van jou lewe. Ek is nog steeds die God wat kan red. En die vyand het hierdie gebrek gebruik om mense te laat isoleer. En jy sit en jy weet nie of God my raak sien en stel God belang nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, God sien jou raak. Ek wil vanmôre vir jou sien, al sien 'n mens jou nog nie raak vanmôre, al is daar gebrek in my lewe om jou behoefte raak te sien vanmôre, is daar 'n God in die hemel wat vanmôre jou ken en hy ken jou hart en hy sê vanmôre vir jou, ek gaan jou kom optel. Ek het jou nie geval nie, ek het jou nie vergeet nie, ek het nie jou trane misgekyk nie, ek het nie jou storm misgekyk nie, ek het nie jou hartseer misgekyk nie. So ten spyte van die gebrek wat daar op hierdie stadium miskien nog wees, is daar 'n God in die hemel wat by wie daar geen gebrek is nie en geen tekort is nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, hou goeie moed, want jou God is in beheer. Daar is geen storm wat teen jou gekom het wat God nie gaan oplos nie. Daar is geen strip waarin die vyand jou gebring het wat God nie gaan vernietig nie. Maar die kerk moet opstaan en weer begin die gees van God soek en weer begin bid. Die woord van die Here praat van die wapenrusting daar in Efesiërs 6. En dan praat hy van die helm en die bors en al die dinge. En dan kom hy en dan sluit hy dit af. Hy sê dan moet julle bid vir mekaar. Jy bid vir mekaar. Bid vir elkeen. Gebed in die liggaam van Christus is die belangrikste. Ek wil vir julle sê, moet nooit die krag van gebed onderskat nie. Ek kan miskien niks aan omtrent die omstandighede doen nie. Maar man, ek wil vandag vir jou sê, die woord van Here sê, die vurige gebed van die regverdige dra groot krag. Nie gebed op WhatsApp nie, man. Nie 'n aangestuurde ou gebedjie nie. 'n gebed wat deur ek het al gebed op WhatsApp gestuur, maar dan's mense ver en dan bid ek soos wat die Gees. Dit is dan bid jy doelgerig deur die krag en die leiding van jou. Ek praat nie daarvan die God gebruik hierdie goeders, maar ek praat van sommer hierdie ek bid vir jou. You will never pray for me. Die kans dat jy vir my gaan bid, jy myself pastoor, ons bid vir jou. Ons stuur mos maar hierdie boodskapies omdat ons nie eintlik weet wat om aan die ou situasie te doen nie. Hoe gaan die Here dink, ag my boetie, ons bid vir jou. Moenie jok nie. Sê eerder, ek wil vir jou bid, maar gaan dalk vergeet. Wees eerlik dan. Maar as jy wil bid, sê vir hou aan, kan ek jou bel? Kan ek jou gou 'n lykie gee? Hoekom? Want ons het nodig dat Jesus gesien moet word in ons lewe. Iemand in jou lewe het Jesus nodig. Iemand in my lewe het Jesus nodig. Ons het, en wie moet Jesus wees? Ek het gisterand, kyk ek en Jessie na soos 'n ding oor die Bybel,
En weet jy dat die disciples was tussen 15 en 30 jaar oud, toe Jesus hulle geroep het. Ons sien al hierdie prentjies van hierdie klomp ou discipel-oomies. En ek het nog nooit eintlik na hulle ouderdom gaan kyk, so ek het nog nooit regtig daaroor gaan dink nie. En toe gaan soek ons dit op en ons gaan kyk. Die jongste discipel was tussen 15 en 18 jaar oud. Die oudste ene was in sy laat 25s, vroeg 30s. Dit is wat hulle reken. So die oudste ene was vroeg in sy 30s, die jongste ene was 15, 16 jaar oud. Nie klomp ou oomies. Jesus was self 30 in sy 30s. En hy roep 'n klomp jong manne om die wêreld om te keer. En jy sit vanmôre, jy's miskien vanmôre jonk, of jy's dalk as jy nou, dink jy soos wat die disciples se prentjies lyk. Dan nie sê jy's oud nie. Maar ons dink vanmôre dat God kan nie vanmôre iets in my lewe doen, want dalk lyk ek nie soos wat die kerk gesê die disciples lyk nie. Dalk lyk ek nie soos 'n disipel nie. Ek wonder as ons regtig Jesus en sy disipels in die vlees moes sien en ons moes gesien het wat sy eenvoudige vissermanne hulle was, maar hulle het die krag van God in hulle lewe gehad, en as dit nie vir hulle was nie en hulle gehoorsaam het aan Jesus en die kruis nie, dan was die evangelie nie vanmôre hier nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, somebody needs, iemand het 'n disipel nodig vanmôre om die evangelie in jou huis in te bring. Somebody needs Jesus this morning. Ons het nie die kerk nodig nie, ons het nie die pastoor nodig nie, ons het nie religie nodig nie, ons het manne en vroue nodig wat deur die gees van God gelei gaan word om in te stap en die evangelie te bring. En nee, jy kan nie die evangelie bring sonder die liefde nie, want dit is liefde. You cannot talk about love if you don't bring love. Ek wil vanmôre vir jou sê, omdat religie ingekom het, religie en evangelie staan nie saam nie. Ek is jammer om dit vir jou vanmôre te sê. Om 'n Christen te wees is nie religie nie, is relationship. Is 'n verhouding met die Here, is 'n verhouding met die woord, is 'n verhouding met Jesus, is 'n verhouding met die Heilige Gees. En ek wil vanmôre vir jou sê, die rede hoekom daar so baie mense in donkerheid in die liggaam sit, is omdat daar mense sit wat veronderstel is om vuurdraers van die Heilige Gees te wees. Ek wil vanmôre vir jou sê, God roep vanmôre jong seuns en jong dogters, ou manne en ou vroue, ekskuus vir daai woord. Maar God roep vanmôre jonk en oud om op te staan in die krag van God se Heilige Gees en sê, ek gaan nie toelaat dat die vyand nie my boetie en my sussie in 'n donker gat. Ek moes gister by 'n begrafnis wees, waar 'n persoon hier moes uitleef en hy is maar 5 jaar ouer as ek. En ek dink by myself, Here, hoe is dit dat niemand in sy lewe kon agterkom wanneer hy gaan nie? Hy het baie wat vir hom lief was, maar hierdie kerk was vol. Hoe het niemand gesien, hy kry swaar nie? Hy het nog die vorige dag saam met ander gebraai. Hoekom? Want ek kan nie sien wat in iemand aangaan, as ek nie 'n verhouding met die Gees van God het. Ons het die openbaringskennis en ons het die onderskeiding van die Heilige Gees nodig en die ore om te kan hoor dat die Gees van God vir my sê, hierdie een gaan bid vir hom, daardie een gaan soontoe. Ek wil vanmôre vir jou sê, en omdat dit nie daar is nie, kom die vyand in, maar ek het vanmôre vir jou goeie nuus, dat God sê, ek gaan in hierdie tyd, in hierdie oomblikke, waarom is ek ervaar dat God sê, ek het moeg om te sien hoe die vyand my liggaam aangeval het, en ek gaan opstaan
opstaan in hierdie tyd en ek gaan weer manne en vroue oprig en in hierdie tyd onder die krag en die salwing van die Heilige Gees. Weet jy wat, mense het nie nog 'n berading by 'n pastoor nodig nie. Ons het nie net nog 'n kerkdiens nodig nie. Ons het die Gees van God nodig vanmôre om te kom beweeg op 'n bonatuurlike wyse. Ons het nodig dat troondeure moet oopgaan. Ons het nodig dat boeie moet afval. Ons het nie 'n WhatsApp boodskap nodig om my te laat voel in my omstandighede nie. Ons het die vuur van God nodig om in te stap. En ons kan nie sê, ag Here, raak hulle aan nie. God sê vanmôre, gaan jy. Kan nie ander bid sê, ag Here, stuur iemand nie. Ag Here, my boetie het iemand nodig, stuur iemand. Wat van jou? Ons wil altyd net hê iemand moet gestuur word. Ja, maar die Bybel sê ons moet bid vir die arbeiders, sluit jou ook in. Jy moet ook 'n arbeider wees om in die oes in te gaan. Jy stuur jy na weer, maar net nie vir my nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, hier in hierdie plek sit genoeg mense om Leidenburg om te keer vir God. As 12 disippels die wêreld kon omkeer van 15 jaar tot 30 jaar oud. As dit nie vir 12 disippels was, daar was meer op 'n stadium, maar as dit nie vir een van hulle dan nog droog gemaak ook. Hulle was nie perfek nie. Een het Jesus uitverkoop, ander het hom ontken. Hulle was nie 'n perfekte klomp disippeltjies nie. Maar as dit nie vir 12 was wat gaan wag het op die belofte nie, was ek en jy nie hier nie. 12 ongekwalifiseerde jong manne, vissermanne, word geroep. My pa het 'n ding, ek al my pa vanoggend sê, ek mis hom seker vandag. Verlang seker na hom. Maar hy het 'n groot impak op my lewe gehad. Maar hy het 'n ding gehad wat hy gesê het, someday, some stupid fool will come along, and he will be foolish enough to believe God, and he will turn this world upside down. Wat beteken, ek sê nou jy is 'n stupid fool nie. Ek sê net, God het nie my wysheid en my slimheid nodig nie. God wil hê dat ek hom net moet glo vanmôre. En ons kan vanmôre heel lank praat oor die toestand van ons land. Ons kan lank praat oor die toestand van die kerk. Ons kan lank praat oor al die goed en al die politiek en al die negativiteit. Maar al wat ons nodig het om oor te praat is, what is the answer? Waar lê my buurman se antwoord? Waar lê die vrou wat saam met my by die werk werk se antwoord? Waar lê die man wat saam met my in die mynskag is, wat nie die Here wil dien nie, se antwoord? Waar lê daai ou wat ek ken, wat in verslawing is, se antwoord? Soek 'n man en 'n vrou wat gaan opstaan in hierdie tyd en sê, Here, hier is ek. Here, ek wil vandag vir jou sê, dit help nie, ons gaan meer net praat nie. Ons kan praat en praat en praat. Die rede hoekom baie in duisternis sit, is omdat ander nie aan die brand gesteek is. En kom hy na sê, as jy nie kan amen sê. Ek sê vir jou môre, God soek 'n volk wat op hom gaan wag weer. Sê, Here, ons gaan nie links en regs, totdat U ons aangedoen het met krag uit die hemel. Here, ek weet nie hoe om vir iemand te bid nie, but if the anointing is there, I will lay my hands on him, and I know that you will do. Here, ek weet nie hoe om my maatjie te help met die storm waartoe hulle gaan, Here. Ek het nie al die raad nie. Weet jy wat, ons is in 'n tyd waar selfs ons as predikers nie raad het vir al die goed wat voor ons deurkom nie. As goed waardeur ons nou met mense moet gaan wat jy in jou lewe nooit mee te doen gehad het nie.
Jy kan dit nie uit boeke uitleer nie, en met alle respek, die Bybel praat nie eens oor baie van daai goed nie. Wat jy nou met mense mee te doen het nie. Wat het ons dan nodig? Die inspraak van God se Heilige Gees, en nie net die kennis van die woord nie, want die kennis van die woord gaan iemand net moed gee. Die Bybel sê dit so, goeie moed. Wat het ons nodig? Ons het 'n Dawid nodig. Ons het 'n Petrus nodig. Ons het 'n disipel nodig. Ons het 'n Maria nodig. Ons het iemand nodig wat kan sê goud en silwer het ek nie. Maar wat ek het, gee ek vir jou in die naam van Jesus. Glo vir my vanmôre, weet jy waarna smag ek? Ons hou baie konferensies daar by Bila Park ook, by ons hoofkantoor. Maar weet jy wat, is nie meer dieselfde nie. Noem my nou maar ou Pinkster. Maar ek soek nie 'n konferensie waar ek gaan vertel word hoe om mense te lok nie. Ek soek nie 'n konferensie wat vir jou menslike planne gee oor hoe om 'n kerk te bestuur nie. Ek soek 'n konferensie waar mense weer lê onder die krag van God se Heilige Gees. Ek soek 'n byeenkoms waar mense voor gebid word. Ek onthou as 'n jong seun, as jy in Bila Park se bidkamer ingekom het waar die pastore gebid het, dan het dit gedreun onder die krag en die salwing, en hulle het gebid, en jy het nie gewaag om te beweeg dan. Kyk, as jy sonde gehad het, dan het jy jou bekeer voor jy daar ingestap het. Daai pastore sal jou sommer so uithaal, sê jy kom hier so, al hy pakkie goed nie uit jou sak het, gooi hom daar neer. Dan lê hulle vir jou hande op, jy sal wakker word 'n uur later daar van die vloer af. Heeltemal bekeerd en verlos. Onthou is, jy het nie gewaag om in die banke te sê, die pastoor sal jou sommer so uitpoint, so van, broer jy, dit en dit en dit en dit, en dit is nie tot veroordeling nie. Sodat die Gees van God 'n verlossingswerk kom doen. En ek smag daarna. Maar weet jy wat, dit is nie afhanklik van een mens nie, dit is afhanklik dat die liggaam weer gaan soek na die uitstorting van die Heilige Gees. Ek het nou heeltemal nie eers by die woord gekom wat ek voorberei het nie. Ek het glad nie eers by die skrif gekom, maar ek het net vanmôre gegaan soos wat die Gees lei. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek weet nie van jou nie, maar ek is moeg vir 'n leë godsdiens. Is het moeg om net te hoor, Jesus sal iets doen. Ek wil sien. Nie laat sien, ek weet hy kan, maar ek soek 'n man en 'n vrou wat nie sal bang wees om deur die Gees van God in te stap en te sê, ek wil vir jou bid nie. Ek wil jou net kom maak nie. Ek wil net hê dat jy vandag die krag van God, when somebody was, as iemand by God was en hulle is by jou en hulle stap daar uit, jy bly nie dieselfde. My vraag is vanmôre, is jy tevrede met waar jy jouself bevind in jou verhouding met God? Of soek jy vanmôre, Here, I want the anointing. Here, ek kan nie meer toelaat dat mense vir wie ek lief is net verlore gaan en ek maar net mooi boodskappe stuur nie. Lord, I want to come with the fire of your Holy Spirit. Ek gaan afsluit met hierdie getuienis, ek het dit al baie vertel. En dit is 'n strategie van die vyand. Daar oor see by een van die gemeentes, ek kan nou nie onthou, maar dit is 'n hele klompie jaar terug, het hulle baie te doen met heksery daar, met witches en witchcraft, en dan het jy die hoof van so 'n groep wat 'n warlock of 'n ding genoem word, of wat ook al dit is, maar hierdie man is in bestuur van 'n covenant of witches daar oor see, en hy kom by 'n plek waar hy besef dat Jesus is wie hy sê hy is.
Anderswoorde hy het sy paadjie het met Jesus gekruis. En hy hardloop by hierdie kerk en by die pastoor se kantore in. En hy sê vir hulle, ek moet my hart vir God gee. Hy sê, I'm a warlock, I lead a covenant of witches in the city, and I cannot go one day further without receiving Jesus. I need to receive Jesus. Because last night I bumped into something that made me realize that Jesus is who he says he is. And I must give my life to him. En hulle lei hom na die Here toe en hulle stap hierdie pad met hom. En hulle vra hom nou in die tydperk waar hulle met hom op pad stap, wat doen julle? Wat is een van die hoofgoed waarmee julle besig is? Hulle sê nou, we curse people. I say, no, you're just going around and curse everybody. I said, no, we curse every time we see a person with a flame sitting right here. We curse them. I say, so does everybody have this flame? I say, no, only some people have a small flame. I say, other people's, their whole body are in flames. I say, so why don't you curse those, Lord? I said, no, because we have learned that if you curse those lot, whose whole bodies are inflamed, and they speak in a funny language, if you curse them, it comes back on you sevenfold. En ander hulle wat gedoop is met die krag en die salwing van die Heilige Gees, so almal het die Heilige Gees ontvang, nie almal is gedoop met die Heilige Gees. Daar's 'n verskil. Jy ontvang die Heilige Gees wanneer jy jou hart vir Jesus gee. Toe Jesus voor hy opvaar, toe blaas hy op die disippels en hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. En toe sê hy vir hulle, gaan wag op die belofte, want julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En as jy deur Handelinge lees, gaan julle sien dat hulle het meer as een keer teruggegaan en gewag op die Heilige Gees, en hulle is meer as een keer weer vervul met die Heilige Gees. So hulle het die Heilige Gees gehad, maar hulle is meer as een keer vervul, aangedoen met krag van die Heilige Gees. So that's a difference, that's the anointing of the Holy Spirit. En hy sê nou, hoekom curse julle dan net hierdie met die klein vlammetjie? Hy sê, because if they ever realize the power of the flame, we have problems. En dit is wat die vyand wil doen. Hy wil hê dat jy net in die redding moet staan, net met hierdie klein vlam van die Gees van God moet rondloop. Hy wil nie hê dat jy moet oorgaan in die bonatuurlike anointing van die Heilige Gees nie. So hy probeer alles in sy vermoë om jou neutraal te hou, om jou net te hou, om met 'n klein vlammetjie rond te loop, terwyl God sê, ek het jou nie geroep om net my Gees te hê nie, ek het jou geroep sodat jy krag sal ontvang, want hy sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees van God julle kom en julle moet wag op die belofte. En ek wil vanmôre vir jou sê, daar is 'n verskil tussen wanneer ek my hart vir die Here gee en ek die Heilige Gees ontvang en wanneer ek gedoop word met die Heilige Gees en met vuur. Ek wil vanmôre vir jou sê, maar die kerk wil nie meer wag nie, ons soek quick fixes. Nee, ek wil net 5 minute bid, maar God sê, ek soek manne en vroue wat weer in die boombetrek gaan staan en gaan wag op die uitstorting van my Heilige Gees. Want dan kom 'n vuur van God in hierdie tyd. Hoor die woord van die Here. This is the time where God's fire will be poured out all over this world. You will see the power of God manifest in this world. En dan kom 'n magtige sieleoes wat sal inkom. But God says, I need a people to stand and to wait for my presence. God sê, soek vanmôre 'n man of vrou wat daai ekstra myl gaan vat en sê, Here, ek soek die salwing van die Heilige Gees. Moet jy dat die Here vanmôre of die vyand vanmôre vir jou sê, maar jy is te jonk nie. As nie so iets nie. As nie so iets nie. Moet ook nie te besig geraak nie.
Maar ek is dan gebroken, dit is juist, God het, hy sê op 'n ander plek, let op julle roeping broeders, julle is nie baie wys is, en baie edel is, en al maar dit wat swak is, in die oë van hierdie wêreld, het God uitverkies. God has chosen a people, a broken people, so that his glory, so dat hy kan eer kry, anders kry jy die eer. So God soek vanmôre man en vrou wat gefaal het, wat stikkend is, wat sy lewe in ruïnes is, sê, I want to use you. Ek wil jou gebruik. Nou maar mense, gaan nie van my hou nie. Hulle hou nie al geval nie van jou. Daar is maar net 'n handjievol wat van ons like. Die ander maak nie saak wat jy doen nie, hulle gaan altyd fout vind. Nie almal het van Jesus gehou nie. Hy tot vandag toe, jy kan maar net so 'n bietjie gaan kyk na dinge wat in die wêreld. Jesus is nie almal se favourite nie. Dis hartseer, maar dis die realiteit. Not everybody loves Jesus. Hy word baie gehaat, en hy sê, as hulle my haat, gaan hulle julle haat. So ons is nie hier vir populariteit nie, ek is nie hier vir Facebook likes nie, ek is nie dat mense, ek is hier sodat hy my moet lief hê. Ek is hier sodat hy my moet like, ek is hier sodat hy oor my moet glim. Ek het die woord gebring soos wat die Here op my hart gelê het. As jy vanmôre op 'n plek kom waar jy sê, Here, whatever it takes, I want to do it. Staan op jou voete saam met my. Jy sê, Here, ek wil nie net meer net hierdie ou gebedjies doen nie. Ek wil hê dat die Gees van God my gaan begin leer hoe om te bid. Ek wil hê dat die Gees van God my leer oor die woord. Ek wil, en dit gaan nie oor die gawes nie, luister vanmôre baie mooi, dit gaan oor eerste liefde eerste. As jy net agter die gawes aanhardloop, dan mis jy dit. Jy moet by God se hart uitkom, as jy by God se hart uitkom, gaan jy hart hê vir siele wat verlore gaan. That's waaroor dit gaan. So voordat die uitstorting kan kom, relationship needs to restore, sodat jou hart op die regte plek is. That's what it's about. And then you realize, I need the power of the Holy Spirit so that I can do what my Father wants me to do. So that I can please Him. So dit gaan nie oor, ek dryf duiwels uit, ek maak seker, it's not about you. It's about the people that it's broken. Gaan oor 'n wêreld wat verlore gaan, en die kerk is kragteloos. Ons kan laer sê wat ons wil. Die wêreld, ons dorp, ons kinders gaan verlore. En ons wil allerhande stelsels en goedes inbring. Nothing will work except the power of the Holy Spirit. Die antwoord vir jou kind, vir jou man, vir jou vrou, vir jou huwelik, lê by God alleen. En net daar waar jy is, sê net vanmôre, weet jy, toe Jesus die disippels roep, het hulle nie nog met hom gestry nie. Dit is vir my so amazing. Wat wil hy hê nie? Hy vir hulle sê, kom hier so toe, kom hulle. Hulle het nog nie eens geweet, sê, nou gaan ek julle vissers van mense maak. Volg my. Hulle volg hom. Onverskrokke. Nie geweet wat in hulle lewe gaan verander nie, geweet wat hulle nog gaan leer nie, nie geweet wat hulle gaan moet prys gee, wat hulle gaan moet opgee nie. Maar hulle kom en sê so, I respond to the call. And God's asking a people this morning to respond to the call. Is daar goed wat nog, ja, hulle moes nog eers opgelei word, hulle moes meer van Jesus leer, daar's baie goedjies wat moes plaasvind, but they needed to respond. God vra vanmôre, I want somebody to respond this morning. Steek jou hande op dan na die Here toe, maak jou oë toe en sê net vir die Here vanmôre, hier is ek. Here, ek weet nie hoe U my kan gebruik nie. Ek dink miskien self U kan my nie gebruik nie, maar ek weet U kan. Hier is ek, Here. Lord, I respond. Vader, ek het hierdie woord gebring soos wat U dit op my hart gelê het vanmôre. En ek wil bid vir elkeen in myself ingesluit en sê, Here, hier is ons. Lord, we respond to the call of the Lord.
Please come and equip us so that we can do your will this morning. Here, ek bid vir elke ene wat in opregtheid hulle hand opsteek in hierdie plek, dat van vandag af dinge gaan begin verander in hulle gebedslewe, in hulle toewyding met God, en dat die Here ons op 'n plek gaan bring tot by die uitstorting van die Heilige Gees. Lord, al sit in hulle binnekamer, alles sit in hulle slaapkamer, alles sit in hulle in die kar terwyl hulle bestuur. Here, ek bid dat elke ene wat hulle hand opsteek weer opnuut gedoop sal word met die Heilige Gees en met vuur, en Here, dat U sal aktiveer die roeping waarmee U hulle geroep het in hierdie tyd. Here, al het die vyand gekom en uit aanslag gebring, Lord, activate your call on people's lives this morning. Lord, I pray for the anointing of the Holy Spirit to touch everybody right now and give them boldness, Lord. Geef vir hulle boldness om te staan in die waarheid, om onverskrokke te wees in hierdie tyd onder die krag en die salwing van die Here. En ons verklaar elke plan wat die vyand oor elkeen in sy lewe gebring het om hulle vlammetjies klein te hou. Ek verbreek elke leuen van die vyand oor elkeen in sy lewe, elke strategie, elke skans, elke ding wat die vyand opgerig het, kom verbreek ons vanmôre af. En die woord sê dat die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar dit is geestelik kragtig deur God om vestings neer te werp, om skanse af te breek. En ons kom vanmôre teen dit wat die vyand in mense se lewens opgebring het, om hulle net neutraal te hou. Ek verbreek dit vanmôre in Jesus naam. Here, come and destroy dit. Vat dit weg vanmôre. En leer ons om vanmôre onder die krag en die salwing van die Here te begin beweeg. Hier is ons Here. Hier is ons Here. Hier is ons Here. Kom gebruik ons vanmôre as instrumente in die hand van die Here. Ek bid dit vanmôre, Here, ek bid vir elke een in hierdie plek. Geef vir hulle wysheid en insig en kennis en openbaring. Maak hulle geestelike ore oop om te hoor. Maak hulle hart oop om ontvanklik te wees. Maak hulle oë oop om te sien. En leer hulle om te luister na die stem van die Heilige Gees. Van krag tot krag en van heerlikheid tot heerlikheid. Is my gebed in Jesus naam. Amen. Kom ons gee die Here lof offer.